Goeiedag, my naam is Erik Skuman, ek is kliniese sielkundige en ek is van sake van die siel. Nou, ek is besig met 'n reeks oor vrees en hierdie is program 6 in die reeks en vandag praat ek oor vrees vir mislukking. Vrees vir mislukking is 'n groote en dit is een van my pet fears, as ek het so kan sê. Ek het hom al vir jare saam met my en dit is iets wat ek eintlik self dan al hard mee werk. Nou kom ons kyk, vandag gaan ons 'n bietjie kyk na wat is vrees vir mislukking, hoe werk dit, en hoe oorkom jy dit? Nou is natuurlik verskriklik baie om daaroor te sê, so ek gaan bondig wees, maar ek dink ek gaan die kerngedagtes met jou deel. So as jy sukkel met 'n vrees vir mislukking, fear of failure, soos die Engelsman sê, dan gaan hierdie jou baie help. Nou daar mag baie redes wees hoekom ons sukkel met mislukking, veral om bang te wees om te misluk. Ek dink die grootste kernding is dat ons selfvertroue en ons selfbeeld, dit beteken hoe ons onsself sien, die beeld van onsself, en of ons onsself vertrou, daai twee, veral ons selfbeeld en ons selfwaarde, en hoe hoog ons onsself ag, daai is nogal gekoppel aan of ons nou iets bereik wat ons graag wil bereik, en of ons sukses bereik. En as ons nou nie daai sukses bereik nie, dan is daar gewoonlik negatiewe gedagtes en negatiewe gevoelens soos mislukking, skaamte, en daai gevoelens is hoe ons dit dan nou gewoonlik mislukking sien. As jy mislukking op 'n manier sien wat dan so negatief is, dan ervaar jy daai skaamte en sommer partykeer waardeloosheid, want jou selfwaarde word dan gekoppel in hoeveel jy bereik. As jy dan nou nie daai goed bereik nie, dan het jy 'n lae waarde. So hoe jy dan nou mislukking sien, bepaal dan nou of jy die selfwaarde gaan hê na die mislukking of nie. Natuurlik, hoe jy ook ander mense se opinie oor jou sien. So as jy hulle opinies baie hoog ag en hulle oordeele hoog ag, dan gaan dit vir jou belangrik wees. En jy gaan sê, maar ek wil nie misluk nie, want ek wil nie ander moet sleg van my dink nie. So dis ook, en dis natuurlik moeilik, ek dink as jy misluk, en jy misluk veral in die publiek, waar almal jou kan sien, kan dit nogal moeilik raak, en dit kan moeilik wees. So, 'n mens is nie, dis nie sommer net maklik om in die publiek te misluk nie. So as ons in die publiek misluk, dan voel ons partykeer, nou het ek regtig my skaamte oor my, en ek voel eintlik verleë voor mense, en ek voel verneder. Nou, weer eens hoe jy dit sien, hoe jy daai vernedering en die verleentheid sien, is of hoe ernstig die mislukking vir jou gaan wees. So daar lê 'n groot sleutel daarin, en ook natuurlik wat die groter gevolge is van mislukking. Partykeer het mislukking 'n groot gevolg, so ons nie bereik wat ons graag wil bereik nie. Ons kan nie daai werk wat ons wil hê nie, ons kan nie die graad kry nie, en dit beteken ons kan nie daai werk nog nie, ons kan nie geld nie, ons kan nie dit nie, wat maak 'n groot impak op ons beroep of ons reputasie of ons status. So mislukking is 'n groot ding, in terme van dit kan groot konsekwensies, gevolge hê, nee. Nou, as ons net eers sê, as ons bang raak vir daai gevolge, en ek wil nou nie hierdie graad gaan studeer nie, want ek weet nie of ek dit kan doen nie, ek is bang ek misluk, of ek gaan nie sing nie, want ek is bang ek misluk, of ek gaan nie daai persoon uitvra nie, want ek is bang ek misluk, wat se vrees dit ook al is waarmee jy sukkel, maar as jy bang is jy misluk, en is veral wanneer ons gemeet word, so, ons moet getoets word, en as ons bang ons maak nie die toets nie, ons slaag dit nie, ons word sleg geëvalueer deur mense, jy weet, ek kyk altyd na die mense op America's Got Talent, en dink ek, hulle het soveel moed, want hulle is voor die hele wêreld tree hulle op, en dan word hulle geoordeel, en party keer is die oordeel nie altyd so vriendelik nie. So, maar nou, wat kan vrees vir mislukking kan jou eintlik terughou? En dis die groot ding, die gevolge daarvan is dat dit jou terughou. Maar jy gaan nou nuwe dinge nie probeer nie, jy gaan nie in die onbekende en daar op daai verhoog gaan staan nie, en risiko's neem nie, want jy is bang dat jy gaan in daardie verleentheid wees. So nou keer jy eintlik jouself om te groei en om sukses te bereik, wat nou weer maak dat jy dan vir jouself die gevolgtrekking gee, van sien jy kan dit nie doen nie, en so vererger dit nou. Maar natuurlik lei dit tot uitstel, procrastination, van uitstel kom afstel, daai ding.
of vermyding, ons vermy nou dit wat ons voor bang is, of die risiko's, of hierdie ding, want ons bly nou daarvan af weg, of ons werk stadig teen dit, of ons, want mense is bang om te misluk, dan doen hulle baie keer goed wat dan, en ek was self so, ek het nou maar eerder nie gaan in die revue deelneem nie, want ek is bang, ek is nie goed genoeg nie, of eerder nie gaan die cricket gaan speel nie, want ek was bang. En partykeer begin hierdie ding, omdat jy 'n slegte ervaring gehad het, en jy misluk het, en jy daai skaamte beleef, soos ek het definitief 2 sulke belewennisse gehad, en dit het gelei daartoe dat ek nie weer daai risiko wou neem nie. Die mens wil nie dom voel nie, jy wil nie verneder word vir mense nie, so mense het vir my, as my onderwysers het my verneder het voor ander, en dit het my laat simpel voel, heeltemal vernederd gewees, en so dan het ek nou nie weer probeer nie. Maar natuurlijk is dit nie 'n gesonde plek om te wees nie, want die vrees vir mislukking maak dat jy dan nou nie weer risiko's neem nie, en daarom groei nie. So ons wil op die ouene eintlik uit daai verlammende plek kom, sodat jy kan groei, sodat jy sukses kan bereik. Nou, ek sal later 'n Christelike perspektief gee op vrees vir mislukking, maar veral wanneer ons by 'n mislukking kom en ons kyk bietjie uit die sielkunde, dan sal ek baie goed om te sê. Goed so, jou liggaam reageer mos maar in terme van vrees. So jy raak bang, soos ek in die vorige programme gesê het, jou spiere trek saam aan, jy kry die beverasies. Mense voel hulpeloos, hulle voel magteloos, oorweldig, hulle het nie selfvertroue nie, dan koppel amper net hake in. Gaan nie nou iets doen nie. En vrees vir mislukking werk so. Maar weet jy, een van die grootste oorsake van vrees vir mislukking is natuurlik nou daai slegte belewenis wat mense het, jy weet, ou weet maar, dit is nie so maklik nie, maar is natuurlik, is die grootste ding, is eintlik maar perfeksionisme, so ons het onrealistiese hoë standaarde. Dit is baie goed om vir jouself in uitnemendheid te strewe na uitnemendheid, te doen jou beste, maar om perfeksionistische standaarde sê, ek moet altyd die beste wees, ek moet elke keer het perfek reg kry, ek mag nie foute maak nie, want 'n fout beteken ek is 'n mislukking, en as ek 'n mislukking is, het ek hierdie skaamte, so dan is dit vasgevang in hierdie ding. Nou jy weet, ek sit en praat hier, video's en YouTube en op TV en op allerlei plekke, en ek het dit definitief nie aanvanklik gehad nie, so ek het ook daai vrees vir mislukking gehad, maar ek sal vir jou vertel hoe dit ons nou deur het gekom het. Maar jy weet, jy kan dit ook aanleer, so jy kan jou dalk van jou ouers afkom, so as nou 'n bietjie kyk na van die oorsake, het kan wees dat jou ouers te krities, so elke foutjie wat jy gemaak het, kry harde houe, of hulle het jou dalk die hele tyd beskerm, so jy het nie eintlik die fout beleef en jy moes deur dit werk nie. Of daar was regtig trauma en stres met slegte belewennisse, en dit het gemaak dat jy net bang is om nog risiko's te neem. So die kere wat jy risiko's geneem het, het dit regtig in jou gesig ontplof. En was dit 'n reuse vernedering. Of dan is dit maar ook net bietjie jou persoonlikheid wat bietjie sensitief is, en jy is versigtig, en jy hou net nie daarvan om, jy weet, ongemaklik te voel nie. Maar dan 'n groot ding van wat hierdie vrees vir mislukking veroorsaak, is natuurlik hoe jy na die situasie kyk. Wat is jou definisie van mislukking? So dis 'n groot, is mislukking by jou 'n geleentheid om te leer en te groei, of is dit by jou 'n totale gemors en jy's 'n gemors? So dis eintlik daai ding. So hoe jy daarna kyk, natuurlik dis die grootste plek, is hierdie bril wat jy aan het, waarna jy na die situasie kyk. Ek weet John Maxwell skryf 'n boek, Failing Forward. So praat hy van om jou mislukkings te gebruik. Ons wil natuurlik nie hê vrees vir mislukking het my op skool baie terughou. Ek het aan baie sport en kultuurgoed nie deelgeneem nie, omdat ek net nie die selfvertroue gehad het nie. Ek het geglo ek is stupid, ek kan dit nie doen nie. Ek gaan 'n gat maak vir myself om in die skooltaal te sê. Ek gaan 'n verleentheid wees vir myself en vir ander, so die lae selfbeeld het ingeskop en dan het ek verny. En jy kan ook aangeleerde hulpeloosheid hê. Jy leer aan wat jy het nie kan doen nie. So met elke mislukking glo jy net al hoe meer. Jy sien, ek kan dit nie doen nie. Maar eintlik word die mislukking vir jou soos half bewys dat jy kan doen nie. Maar eintlik is dit 'n groeiproses, 'n leerproses. Natuurlik angstigheid en mense self saboteer. So hulle stel so baie uit dat hulle eintlik dan juis
onder druk verkeer en jy's nie behoorlik voorbereid is nie, soos 'n student vir eksamen, en nou doen hy juist nie goed nie, en nou misluk hy, maar is eintlik omdat hy uitgestel het, is nie dalk nie sy intelligensie wat daarmee 'n rol speel nie. Nou goed, as jy vrees vir mislukking wil oorkom, hoe doen jy dit? Wat doen jy? Kyk, jy moet nou eers jou vrees mooi duidelik verduidelik, sê eers wat presies is jy voor bang. Gaan skryf dit neer, dat jy net 'n mooi prentjie kry van waarvoor is jy bang, en wat is dit rondom dit wat vir jou so erg maak. So as ek sou sing vir mense en hulle lag vir my, dit sou vir my 'n mislukking wees, hoekom sal dit vir my sleg wees, dat ek sou vernederd wees, en wat sal dit sê, kom tot op die uiteinde van wat dit eintlik ek sal eintlik voel, soos ek is niks werd. So dit is eintlik daai emosie wat jy vanaf wil wegkom. Dan moet jy eintlik vir jouself sê, goed, dan moet ek eienaarskap neem van hierdie vrees, ek moet vir myself sê, goed, soos by my, is dit ek moet eienaarskap neem vir die vrees dat ek nie goed genoeg gaan wees nie. So ek wil nie die boek skryf nie, want ek gaan nie goed genoeg wees nie, want ek gaan 'n klomp goed sê wat nie reg is nie, so ek gaan foute maak. Daai perfeksionisme, so hy speel by my ook so in, maar nou moet ek eienaarskap neem maar voor, en sê, okay, goed, ek wil saam met die Here hierdie ding verander, en dan moet ons kyk nou, hoe sien jy vrees, so dan moet jy my herdefinieer. Jy moet vrees eintlik sien, daar's 'n interessante navorsing, waar mense met pottery gewerk het, en dan sê hulle vir die een groep sê, julle hoef net een pot te maak, maar hy moet uitstekend wees, perfek wees, en die ander ouens, ons wil kyk, wie maak die meeste potte, so by julle kan soveel as moontlik potte maak in 'n sekere tyd. By einde het hulle gesien dat die ouens wat net een pot moes maak, maar hy moet reg wees, en dan hulle het so gesukkel en so uitgestel, en soveel moeite gehad met daai pot, dat hulle by die pot nie behoorlik, hy was nie so goed as wat hulle kon nie, en die ouens wat baie potte kon maak, het hulle gevind het, soos die potte gemaak is, het hulle standaarde eintlik ontwikkel, en hulle het geleer, en hulle het gemisluk, en geleer, en misluk, en geleer, en misluk, en so gegroei. So jy het eintlik nodig om mislukking, pogings moet jy eintlik sien, as groei. So elke keer wat jy iets doen, leer jy hoe om dit beter te doen. So, maar in die leerproses sluit dit mislukkings in. So, maar dit sluit ook suksesse in. So elke keer wat jy iets probeer, is daar iets wat werk, en as iets wat nie werk nie, kyk jy net na dit wat nie werk nie, en dan vanself kan jy dit beter maak. As die verwagting is dat ek die eerste keer perfek moet doen, dan gaan dit vir jou byna onmoontlik wees om daai standaard te handhaaf. En dan gaan jy dit nie reg kry nie, maar as jy vir jouself sê, weet jy, dit gee nie eintlik om hoeveel keer ek misluk nie, elke keer dat ek gaan probeer, gaan ek deurkom. Dan gaan mense sê, maar ek het nie 20 wiskunde toetse om te skryf nie, ek moet hierdie ding deurkom. Ek is bang, ek moet eruit. Dan doen ons wat ons beste kan doen, en jy gaan probeer so best moontlik voorberei, dan werk ons met die slegste moontlike scenario, en sê, goed, wat is die slegste wat kan gebeur? Kom ons skryf jou 'n plan vir as dit gebeur, en dat jy dit kan hanteer. So dan berei jy jouself voor vir die slegste moontlike uitkoms. Jy kan natuurlik ook vir mislukking as 'n les sien. So as jy misluk, dat jy vir jouself sê, wat leer ek hier uit, ook persoonlik. En natuurlik kan jy kyk na ander mense wat al misluk het, soos 'n bekende Thomas Edison storie, waar hy soveel keer probeer het, en hy het gesê later, nee, ek het nie misluk nie, ek weet net van al die kere hoe om dit nie te doen nie. So, en dan kan jy ook vir jouself sê, hier is, ten minste probeer ek, ten minste gee ek vir myself die geleentheid om te groei, ten minste gee ek myself 'n kans op sukses. So is jy besig, dan is jy eintlik besig om sukses ook te herdefinieer, want sukses is nie perfeksie nie, is nie om perfek te wees nie, sukses is om te probeer, en jou beste te doen, en eintlik om jouself elke keer net te probeer 'n bietjie te verbeter, en is eintlik om dit te doen, en sukses is ook eintlik om in die proses te wees en te geniet, en om dit vir die Here te doen. So is 'n klomp ander definisies, is dit nie? Natuurlik het jy nodig om jouself moed in te praat, en jy het nodig om te gaan sê, maar wat kan ek doen? En waar het ek al in my lewe sukses bereik? En waar het ek al misluk en ek het eintlik gesien, maar ek het daardeur gegroei? So maak ook 'n lysie van die kere wat jy al misluk het, en hoe jy daardeur gekom het. Natuurlik dink mens terug aan een slegte ervaring wat jy nie wil nie, en dit keer mense partykeer. Maar as jy kan sê, daar kan ek dalk nou iets uit leer, dat ek nie hoef toe te laat dat dit my keer nie. En dan die ander ding is,
Jy kan vir jouself toestemming gee om dit te misluk. Jy moet vir jouself kan sê, dit is okay, ek mag maar misluk. En dit kan jy nog vry maak, jy weet, as jy vir jouself sê, gaan ek dit oorleef as ek misluk? Gaan ek regtig 'n mislukking wees? Hoe word jy nie 'n mislukking as jy misluk? Want dan is almal op aarde mislukkings. Want almal het al misluk. Maar soos wat hulle probeer, so kom hulle uiteindelik by sukses uit. En dit die kans dat dit met jou gaan gebeur is ook baie goed. En jy gaan dit dan eintlik ontdek. So dan kan jy ook eintlik jouself baie keer blootstel aan mislukking. So hoe ons vir kliënte sê as jy perfeksionisme wil afleer, en ek doen dit self, as jy tik aspres 'n spelfout op jou WhatsApp, soos nou die jong mense spel in elk geval nie so goed nie, maar vir my generasie, waar ons nog pak gekry het, as jy spelfoute maak 'n spelfout, en sit met daai ongemak vir 'n rukkie, dat jou brein kan sien, jy gaan nie dood nie. Jy's toe nou nie die ergste ding op aarde nie. Maak klein mislukkingkies as prins. Stel jouself as prins bloot. Verloor as prins 'n wedstryd. Verloor as prins 'n speletjie. Maak as prins foute, dat jy kan sien dat dit is nie so erg nie. En doen dit in klein hoeveelhede en by mense waar jy vertrou en stelselmatig. Jy kan jouself so blootstel. Nou ek moet nou nie sê, ek het nie geleer vir die toets nie, nou het ek misluk, ek het myself blootgestel aan mislukking, maar ek wil eintlik net nie leer nie. Nee, jy hoef nie dit te doen nie. En dan kan jy ook vir jouself sê, kyk, wanneer daar 'n groot uitdaging is, wat is ook die realistiese, wat is redelik om te verwag binne in 'n situasie moet? Want as jy sê, ek het eendag vir 'n kliënt gevra, hoe voel sy het misluk? Sy sê, want sy het minder as 95% gekry. Toe sê ek vir jou, is die standaard nie te hoog nie? So jy kan sê, standaard was te hoog. Maar wat is redelik? En die ander ding is, wat kan jy beheer binne die situasie? Het jy regtig beheer oor alles, of kan jy ook net 'n sekere bydrae lewer om te probeer om te slaag? Want partykeer hang die sukses nie net van jou af nie, dan ook van 'n klomp ander dinge af. So het ek my beste gedoen. Dis eintlik waarop dit neerkom. En om vir jouself te vra, het ek dit nie, en as ek dit nie my beste gedoen het nie, en ek sien dit as 'n mislukking, hoe kan ek volgende keer opstaan? So die Chinese sê, val 7 keer, staan 8 keer, 8 staan op, val dan nou weer, 9 staan op, was altyd nog 'n nommertjie. En dan, as jy regtig wil gewoond raak om iets, soos wat jy klavier leer speel, jy begin nie by Rachmaninoff nie, jy begin by die inkie op jou dam, sulke tipe goed, jy begin onder, breek het vir jouself af, klein taakies, en dan sal jy sukses so stuk vir stuk beleef, en dit gee jou moed. As daar regtig iets is wat jy agterkom wat nie werk nie, en wat jy nie reg doen nie, dan sien jy dit as terugvoer. Dit beteken, die lewe leer jou net om, gee net vir jou terugvoer, soos as jy byvoorbeeld blind is en jy loop met 'n stok, die stok raak aan die pad, en dan gee daai stok vir jou terugvoer die klank, en jy voel waar is wat, so dit sê net vir jou wat die omgewing is, so dit leer jou net, okay, doen dit eerder so, jy hoef dit nie as 'n persoonlike mislukking te sien, jy kan dit sien as terugvoer op 'n taak, so dit is nie heeltemal so persoonlik nie. En probeer werk met jou gedagtes, kyk wat in jou gedagtes aangaan, wat se tipe gedagtes sê vir jouself, breek jouself af, of praat jouself moed in, of praat jy jouself bang, sê vir jouself nie, hierdie gaan erg uitkom, ek gaan dit nie kan doen nie. Wees versigtig vir sulke gedagtes, probeer vir jouself sê, nee wat is die kans dat ek dit nie gaan kan doen, ek kan mos net probeer, dan gaan ek leer, maar sê nou maar ek maak dit nie, wat gaan dan gebeur, kom ons berei jou daarop voor, want jy kan altyd weer probeer. So werk regtig met jou gedagtes en probeer vir jouself steun op dit wat jy al reg gekry het. Onthou, toe jy 'n baba was, het jy leer loop, en jy het nie gedink aan mislukking nie, jy het dit net gedoen, en jy het geval, baie misluk, maar jy het nooit eers aandag daaraan gegee, jy het net weer opgestaan en probeer, en toe op 'n stadium toe loop jy, en toe jy nou met toilet train, jy is nie op 18 nog met 'n doek by die skool en matriek nie, tensy dit mediese probleme is, nie verstaan nie, dit is jy werk met jouself, jy het net deur dit gegaan sonder om ag te slaan op dit. So dit is amper so iets, jy moet net deur dit gaan sonder om te veel ag te slaan daarop. En as mense vir jou lag, mense het vir babatjies ook gelag. Dan maak hulle videoetjies van hoe val die baba. Kyk hierso. En jy het leer loop, jy het nie eens jou daaraan gesteer nie. Nou goed, dit is 'n klomp gedagtes gewees vir hoe jy nou vrees kan oorkom. Ek dink, wat ons op die ou einde wil sê, is dat jy die manier hoe jy dit sien, aan werk. Nou hoe die Here werk binne in vrees vir mislukking is, die Here beloof jou dat hy saam met jou is,
dat hy vir jou gawes en talente gee, dat hy jou help, en dat hy jou lief het, al misluk jy. Nou die grootste mislukking wat ons kan maak, is seker om Jesus te verwerp, maar dit is eintlik 'n fout, daai. En mislukkings is baie keer in die Christelike manier is ook sonde. So ons kan baie keer bang wees, maar God se liefde en Jesus se vergifnis is wat ons beskerm eintlik, en vir ons sê, jy kan weer probeer. So, as jy angstig voel, dan kan jy ook leer om jouself te kalmeer, jy kan leer om jouself te ground, soos hulle sê, om jouself te anker, en rustig te maak, en jou asemhaling te leer bestuur, en rustig te raak. So, dit is belangrik dat jy eintlik dan vir jouself sê, weet jy wat, ek gaan my vrese so een vir een aanspreek, en ek gaan hulle begin in die oë staar, en ek gaan vir myself so 'n bietjie stories laat kyk, en opsoek vir mense wat baie vrese gehad het, baie bang was, en baie dinge oorkom het, en dis eintlik die mislukking word die onderwyser. Die vrees vir mislukkings wat jou keer, maar die mislukking self is eintlik iemand wat jou 'n leermeester is, hy leer jou baie, en so groei en as jy opstaan en weer terugkyk, is dit soos bergklim, dat jy ver teen die berg op, en jy uiteindelik baie bereik. Nou goed, dit is 'n klomp gedagtes vir jou rondom hoe om vrees vir mislukking te oorkom, is natuurlik nou nie alles wat daaroor te sê is nie, maar ek hoop hierdie help jou alreeds. Gaan kyk bietjie op ons webtuiste www.sakevdc.org. Jy kan ons daar volg, as baie video's en ander goed. As jy nogal 'n bydrae vir ons bediening wil maak, is jy ook welkom. Daar kan jy ook op die website sien. Ons kan selfs vir jou artikel 18a sertifikaat gee, vir belasting aftrekbaar is. En dan kan jy ook op YouTube en Facebook gaan kyk, is dit baie video's wat gratis beskikbaar is. Baie seën vir jou, en tot volgende keer, totsiens.